25 Maart 2026 lesing 111 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En die opskrif vanmôre is die noodsaaklikheid van nie verstaan, hoofstuk 205. Nou, hierdie beredenering van die man wat ons nou laas by opgehou het, gaan oor die goed wat hy nie verstaan nie. Nou is hy baie ongelukkig daaroor, dat hy nie goed kan verstaan nie. Nou kom Yeshua met die teenberedenasie, en dit is wat ons dan moet opneem as die antwoord. Want hoe vervelig sou dit nie gewees het, as ons almal alles geweet het nie. Dan sou ons vir mekaar nie kon help nie. Ons sou mekaar nie van hulp tot kon wees nie, en basies sou daar eintlik nie naaste liefde tussen ons kon plaasvind nie. Nou kom ons lees wat sê Yeshua hier. Yeshua sê, vriend, kyk eers boontoe na die sterre. Ken jy hulle en verstaan jy wat en waarvoor hulle is? Moet hulle dan nie daarom nie daar wees nie, omdat tot op hede nog geen mens dit kon verstaan het nie? Verstaan jy dalk wat die son en die maan is? Moet dit daarom nie daar wees nie, omdat jy dit nie verstaan nie? Verstaan jy die wind, die bliksem, die donder, die reën, die ryp, die sneeu, die ys? Moet dit alles daarom nie daar wees nie, omdat jy en alle ander mense dit alles nie verstaan nie? Verstaan jy die 1000-soortige diere, hulle gedaante en hulle geaardheid? Verstaan jy die wêreld van die plante en hulle vorms? Weet jy dalk wat moet lig en wat moet warmte wees? Moet dit alles daarom ook nie daar wees nie, omdat jy en alle ander mense dit nie kan verstaan nie? Verstaan jy dalk jou lewe en hoe jy kan sien, voel, hoor, voel, proe en ruik? Moet die mens dalk nie sien, hoor, voel, proe en ruik nie, omdat hy dit alles nooit kan verstaan nie? Omdat daar in hierdie stoffelike wêreld al so baie dinge is wat die mensdom nooit volledig sal kan verstaan nie, moet jy maar eers daaroor gaan nadink en my vervolgens jou mening gee. Nou sê hierdie skabbie ou, majesteit en meester, vol goddelike krag, ek hoef nie baie daaroor na te dink nie. Ek verstaan alles wat u vir my hiermee wil sê. U wou dit vir my onder oë bring, dat soos die mens in die sfere van die hoë wysheid soek, dit daar net so eners is, soos in die sfere van die stoffelike skepping. Ons mense weet en verstaan eintlik heeltemal niks daarvan nie, behalwe die globale buitekant, en dit wat ons met ons grove sintuiglike daarvan kan waarneem, en wat betref vorm, kleur, geur en smaak, van die geskape dinge kan onderskei. Hoe weinig en eintlik heeltemal niks verstaan ons, en weet die mens, en tog dink hy dat hy baie wys is, en is hy trots op sy skamele bietjie kennis. En wat weet hy dan? Niks nie, maar dan ook glad niks nie. Hoe blind en dom is alle mense tog. Hulle bring dit nie eers so ver om te kan sien dat hulle heeltemal niks is, en glad nie kan insien en verstaan dat hulle niks is en glad niks kan insien nie. Die gras groei en die siende en voelende mens verheug hom daaroor. Maar wat nodig is, wat die gras moet doen om te ontstaan en te laat groei, en wat op dieselfde wyse dit maar altyd laat voortbestaan het. Wat 'n sterfeling sien dit in. En dit is ook vandag vir ons baie aktuele kennis wat ons rondom ons waarneem. Vandag word mense met verstandelike kennis, intellektuele kennis beloon. Mense wat hoë IQ's het, loop rond en spog. Mense wat ver gestudeer is, kry titels, of dit dokter of professor of wat ook al is. En hulle het 'n ontsettende dink van hulle kennis. Maar hulle verstaan nie eers 'n tiende, 'n honderdste van wat ons uit hierdie boeke leer wat ons nou mee besig is.
Die mens in al sy slimheid kan nie eers 'n grassaadjie produseer nie. 'n Grassaad waar daar lewe in is, wat as jy hom in die grond sit, dan begin hy groei. Die mensdom kan nie sonder dit iets anders te doen nie. Wat hulle baie goed kan doen, hulle kan daai grassaad manipuleer deur in laboratoriums allerhande gif daarin te sit en dan die ding geneties te manipuleer, sodat wanneer ons die vrug van sê 'n koringaar eet, dan is dit nie meer, werk dit nie meer saam met ons liggame nie. Wat is die woord in Engels? Die Engelse woord is compatible. In Afrikaans nie, ek weet nou nie wat is dit vanmorgen. Aanpasbaar, ja, seker die naaste. En dit is nie. Dit kan die mensdom baie goed doen, en dit het hulle gedoen met omtrent elke iets wat ons moet inneem. Selfs met die diere, met die vleis wat ons inneem, manipuleer hulle. Maar self kan hulle nie 'n dier tot stand bring nie. Hulle kan hulle laboratoriums baie gedrogte voortbring, maar hulle het iewers 'n manlike en 'n vroulike saad en 'n eiersel nodig. En dit is nou weer net soos in die tye voor Noag se vloed, waar die hele skepping tot niet gaan, omdat die mens dink hy is in beheer en dat hy alles weet. Maar Vader is op die punt om nou 'n ommekeer te maak aan hierdie ding, en dit sal nie meer lank duur nie. En ek weet hoekom dit nie meer lank kan duur nie, want as ons nog baie langer hierdie kos moet eet, gaan ons totaal en al tot niet gaan in die gees. Ons sal nie meer krag hê om teen die bose te kan staan nie. Want alhoewel julle dit nie altyd wil glo nie, maar die kos wat jy eet, met 'n groot bydraende dra by tot die krag in die gees. As jy gemors kos gaan eet, gaan jy later aan tam en moeg en geen weerstand wil bied teen alles nie. En dan loop jy maar saam met die stroom. En die stroom is Satan se stroom wat almal na die hel toe laat voer. So baie belangrik dat ons, al verstaan ons nie al die goed nie, dat ons net gehoorsaam is aan die oorspronklike opdragte van heers oor die skepping, en nie verander of verbaster die skepping nie. So dit is maar vir ons nou op hierdie stadium baie aktueel. Vers 9, Adam, Henoch, Noach, Abraham, Isak, Jakob, Moses en Elia was beslis die mees wysste mense wat die aarde ooit gedra het. En hulle was baie lig uit Elohim, maar geen een van die genoemde voorvaders van die wysheid kon ook maar in sy drome bedink het hoe gras ontstaan, groei, saad vorm en hoe die moontlikheid in die saadkorrel gelê is vir 'n ewigdurende ontwikkeling van 'n grenslose hoeveelheid van dieselfde soort gras nie. Ons weet nog nie eers hoe die allereenvoudigste mostplantjie groei en hom voortplant nie, en hoe die wurmpie in die modder kronkel nie. Hoe kan ons dan oor die elemente praat en oor die verre sterre? Omdat ons mense nie eers iets daarvan af weet nie, weet en verstaan ons nog minder wie en wat die sterre is, en waarvoor en waaruit hulle gemaak is. En daarom groot en verhewe meester, wil u my, deur aan te dui dat ek volstrek niks weet nie, en in die opsig teregwys en sê, Elohim, die alwyse, plaas baie vir die oë van die mense, en vir almal se uiterlike sintuie, en daardeur ook gelyktydig vir die sintuie van die siel, om die mens tot nadenke te dwing. Maar die mens self moet die verklaring soek, want as Elohim dit dadelik vir hom sou gegee het, sou die mens binne die kortste tyd traag geword het, en uiteindelik deur niks meer geïnteresseer word nie, en lui word. So basies die soekery na wat agter die goed sit,
is baie noodsaaklik vir die lewendig hou van jou siel. Anders dan gaan jou siel traag word en jy gaan nie meer geïnteresseerd word in niks nie. En ongelukkig sien ek baie mense wat alreeds so is. Hulle is nie geïnteresseerd in niks nie. Hy sal loop, hy sal sy sigaretpakkie of sy leë bottel of blik net daar op die grond neergooi en net aanstap. Die skepping om hom, die mooi plante, die mooi minerale waarop die plante staan, dit traak hom nie. Hy sal 'n kat uit sy pad uit skop. Hulle sal 'n hoender met 'n klip doodgooi of probeer doodgooi en dan vermink hulle die hoenders. Ek sien dit. Hier loop 'n paar hindernis. Want hulle het niks liefde vir die skepping nie. En dit is alreeds 'n sataniese gees. Dit is 'n duiwel in mensevorm. En 'n mens kan nie dink hoeveel van hulle nou op die aarde is nie, wat die skepping net glad nie eer nie. Dit het nou al so 'n normaliteit geword, dat ons die skepping verkrag. Kyk net hoe lyk die see, van al die gemors wat die mense daar ingooi. Ek kyk nou reg hierdie massa skepe wat 5 of 6 of 10.000 mense vat, hierdie groot passasiersskepe. Dan trek hulle daai sluys uit, oop. Dan kom 'n sluys seker groter deursnee as hierdie klavier, so 'n ronde, swart, bruin massa mense afval, mis, in die see in. En so doen duisende skepe dit. Om nie eens te praat van die lugbesoedeling wat ons moet deurgaan, met alles wat hulle met opset daarin sit, die boonbehalwe hulle net die brandstof van vliegtuie. So, al hierdie dinge wat die mens doen, natuurlik is daar iemand bo wat beheer en sorg dat ons niks anders te het nie, maar dit is dan die gemeenskaplike mens is dan skuldig, wanneer Vader dan 'n oordeel soos in Noag se tyd oor hierdie aarde gaan bring. En dit kom, en jy en ek kan dit ontkom, as ons binne sy orde bly, want hy het nog altyd genade gehad vir sy kinders. En daarom groot en verhewe 12. Want as 'n mens eenmaal iets heeltemal ingesien en verstaan het, het sy trae natuur geen belangstelling meer daarvoor nie. Dit is te veel in elke opsig deur die ervaring bevestig en bewese, en het daarom geen nuwe bewyse meer nodig nie. En so sou die mens homself kennelik ook baie beter in die suiwer geestelike sfeer gedra het, as hy alles haarfyn en sonhelder sou verstaan het, wat die groot profete van Elohim in die boeke van die wysheid opgeskrywe het. Hy sou gou gaan slaap het en uiteindelik nêrens meer oor iets nagedink het nie. Waaroor sou die mens dan ook nog oor enige iets wil nadink, as hy alles tog alreeds verstaan? Elohim weet daarom baie goed in watter situasie hy die mense moet hou, dat hulle moet dink, wil en werklik besig moet wees. Hy mag doen wat hy wil, as dit maar net nie niks doen is nie. Dis die vrye wil wat jy en ek gekry het. Ek besef nou ook dat die geskiedenis van die Messias en die verhaal daaroor lang nie so 'n sterk indruk op my sou gemaak het, as ek nie uit Jesaja alle tekste wat daarop vertrekking gehad het, bykans heeltemal sou verstaan het nie. Oor die 3 sterkkonings, dis nou die 3 wyse manne, sou ek hoogstens geglimlag het, as hulle met hulle mystieke wyse tirades by my sou gekom het. En as elke ander een wat dit aanbetref by my sou gekom het, sou hy geen haar beter daaraan toegewees het nie. Maar omdat dit alles tot op die oomblik in 'n gelowige halfdonker gebly het, voel ek nou 'n des te groter vreugde
omdat die een wat alleen so moeilik en onverstaanbaar is om te glo, homself so helder voor my oë ontvou het, en omdat ek hom nou voor my sien, vir wie alle Judeërs en ook ek so verlangend opgewag het. Majesteit en Meester, het ek u verstaan of nie? Nou gaan ons verder in hoofstuk 206, Skabby en die Messias. Joshua praat, ja wel, sê ek, en vra hom dan, wel beste vriend, omdat jy volgens die mening van die mense in elke opsig baie intelligent blyk te wees, en baie dinge baie korrek en skerp beoordeel, sê my nou eers volgens eer en gewete, wat jy jou dan van die Messias, wat jy nou in my sien voorstel. Watter doel sal die huidige optrede van die Messias dan nou eintlik hê? En Skabby sê, ja, verhewe vriend, dit is 'n besonder netelige vraag. Dit wil sê nie volgens my vroegere heeltemal verkeerde, uit versigtigheid voorkomende mening, dat u deur onverstaanbare wonders en sluwe vrae vir my in 'n moontlike vyhandigheid teenoor die Romeine wou ontlok nie. Dis hoe hy oor Joshua gedink het vroeër. Maar suiwer ten opsigte van die mystieke persoonlikheid van die Messias self, oor wie juis Jesaja baie merkwaardige dinge getuig, waaruit geen mens iets wys kan word nie. Want die een keer is die Messias 'n koningsseun, dan weer 'n sterke en magtige held, dan weer 'n seun van Elohim, dan weer 'n seun van 'n maagd. En een keer sê Jesaja, en dit kan 'n mens in Jesaja 25 vers 6 tot 9 kry, in die woorde wat Joshua nou hier weergee, Jahwe Sabaoth sal op hierdie berg vir alle volke 'n ryk maaltyd berei, 'n maaltyd bestaande uit suiwer wyn, vet, murg en wyn sonder besinsel. En hy sal op hierdie berg wegdoen met die omhulsel waarmee alle volkere omhul is, en met die bedekking wat die heidene se sig belet. Hy sal die dood verswelg, en Jahwe sal die trane van alle gesigte afwas, en met smaad van sy volk in alle lande wegdoen. Want Jahwe het so gesê, in die tyd sal die mens sê, sien, dit is ons God waarop ons wag. Hy sal ons help. Dit is Jahwe op wie ons wag om ons te verheug in sy verlossing. Dis die aanhaling uit Jesaja 25 uit. Kyk, verhewe Meester en Majesteit, dit is die veelbetekende woorde van die profeet. Maar wat moet jy nou daarvan uitmaak? Watter en waar is die berg waarop Jahwe ons in 'n baie vreemde uitstaande vet maaltyd sal berei, bestaande uit suiwer wyn, vet, murg en nogmaals uit wyn, sonder afsaksel. Wie dit smaaklik sal vind, moet egter 'n baie gesonde maag hê. 'n Natuurlike betekenis kan hierdie maaltyd nie hê nie, maar slegs 'n geestelike. Maar wie kan dit uitvind? Wat is die berg en wat is die vreemde vet maaltyd? Ek vind dat die mensdom eintlik daarmee vir die gek gehou word. Op dieselfde berg sal die Meester, volgens wat ek aanneem, dis die Messias, die omhulsel wat die volke omhul, verwyder en die bedekking van die gesigte van die heidene wegneem. Dit sou tog nog te verstaane gewees het. Maar die berg, waar is dit dan en wat is hy? Dat hy die dood kan en sal verslind, dit is die Messias, en ook die smaad van sy volk in alle lande, dis ook in ons Persië sal ophef, is ten minste nou vir my duidelik, omdat ek gesien het, hoe u dooies in die lewe teruggeroep het. Maar vervolgens laat Jesaja die gelukkige volk op die berg uitroep. Dit is onze Elohim, onze Jahwe. Is dit die God van Abraham, Isak en Jakob?
So ja, dan is u dieselfde een, wat op Sinaï aan Moses die wette gegee het, en dit daar gedonder het, ek alleen is Jahwe jou Elohim, buiten my sal jy geen Elohim glo of dien nie, geen ander Elohim glo of dien nie. As Jesaja in ooreenstemming met wat die wet van Moses was en met die wet van Moses, dan kon hy onmoontlik met die Messias nog 'n God laat opduik het. Maar omdat Jesaja hom soveel kere eenduidig as God laat verskyn het, moet hy egter dieselfde God wees wat al op Sinaï met Moses gepraat het. Wat kan hy my nou na aanleiding van die uitspraak van die profeet sê, as ek nou voor u neerkniel en u hardop begin te aanbid as die God van Abraham, Isak en Jakob? Nou ten minste het hierdie man die boek Jesaja, wat hy nou al baie gelees het, en nou van hierdie verse wat onduidelik was, begin daar vir hom 'n lig opgaan. En dit is so hartseer dat in ons volk, juist die mense wat die waarheid van hulle identiteit gekry het, die kerke verlaat het en die skrif begin bestudeer het, nie kan sien dat Jesaja hoeveel kere van die Messias praat as dat dit Jahwe self is, wat in menslike vorm na ons toe gaan kom nie. Nou dit klink, ja right, so wat, as jy dit nou nie kan insien nie. Dit is baie belangrik dat jy dit insien. Want dan kan nie 'n tweede God wees langs die een wat Moses bekend gemaak het in Deuteronomium 6, dink ek nie. Jahwe, Jahwe, jou Elohim is een. En dit was die Fariseërs se probleem. En hulle het hom daarvoor doodgemaak. En ons vind dit vandag, as nie mense in ons volk wat ons doodmaak nie, maar wat hulle ons geestelik doodmaak, deur ons stil te probeer maak. Die oomblik as ons van Yeshua begin praat, veral as ons sê dat hy God is, en nog meer as ons sê dat hy een is, en dat daar nie nog iemand anders is nie. En hierdie ou is heeltemal reg om hom te aanbid as die God van Abraham, Isak en Jakob. Maar ek weet nou, ek het nog nie eens vorentoe gelees nie, Yeshua gaan vir hom sê, staan op. Want om my te aanbid, is om my in liefde te dien. Wees lief vir my en wees lief vir jou naaste en voer dit uit in dade. Dit is om voor hom te kniel. En maak jouself skoon. Gaan met 'n tandeborsel in jou hart in en skrop al daai klein dingetjies wat in die hoeke vassit. Maak jou tempel skoon, sodat Yeshua kan inkom. Dit is om hom te aanbid. En dan wees in kontak met hom elke dag deur gebed en meditasie en naaste liefde werke. Dan aanbid jy hom soos wat hy wil aanbid word. Ek weet nie wat die berg is wat hy gaan verduidelik nie, maar soos ek weet, die berg waar Yeshua met jou en my praat, is in ons. Die berg Sion, wat ons baie van lees in die skrif, is die berg wat ek en jy moet klim in die gees, om bo te kom. Want volgens Openbaring 14 staan Yeshua bo op daai berg, en hy het sy hande uitgestrek na jou toe. En wanneer jy daai hoogste graad van geestelike ontwikkeling bereik het, of anders gestel die hoogste graad van liefde, dan sal jy met hom een word. Dan sing julle saam 'n lied wat niemand anders ken nie. En dan is jy een met hom, bedoelend sy bruid. Dit is jou siel wat met jou gees in jou een word. Die siel klim hierdie berg tot bo, en daarbo vind 'n eenwording plaas. En dan vind 'n bevrugting plaas. En die krag wat voortkom uit daai eenwording word beskryf in die skrif as 'n seentjie wat gebore word. Sal dit vele plekke kry. Maar dan moet jy die skrif in sy geestelike konteks verstaan. En dan sal hierdie ete wat bestaan uit wyn, vet, murg
en ander wyn sonder besinksel, sal vir jou duidelik word, dit is die liefde, en dit is die innerlike dinge van die woord. Murg is die heel innerlike dinge. Hierdie wat ons nou lees, dis die murg van die woord. Onthou, dis 2000 jaar gelede vir hierdie mense lewend uitgesaai. Lewend het hulle dit ervaar. Ons ervaar dit nou in 'n boek. En ons lees die verhaal en ons kan ons indink. En ons kan ook dieselfde bereik as wat hulle bereik het. Want Joshua is in sy gees by ons. En dit is dan die maaltyd, is die skrif, die woord wat hy bring, soos wat hy hierdie ou nou geleer het oor die goed wat hy nie kan verstaan nie. En dan sê hy die sluiers wat weggevat sal word. Dit is die sluiers wat kerke vir jou aangesit het met hulle valse evangelie. Daai sluiers word weggeruk en dan kan jy sien. En dit is wat Joshua se opdrag was 2000 jaar gelede. Hy moes die sluiers wat die tempel en die ander heidense priesters vir die mense opgesit het, dat hulle nie die lig kan sien nie, moes hy kom wegvat. Hy moes die geestelike blindes siende maak. En nou, in ons tyd, net voor die einde, is hierdie evangelie wat ons nou lees, dis ook sy doel, is om die sluiers weg te vat en 'n 1-tot-1 verhouding met Joshua na te streef, sodat ons gereed kan raak om sy bruidswerk aan die einde van die tyd te doen. Dis basies waaroor dit nou gaan. By hom, 2000 jaar gelede, moes die mense gereed raak om na sy opstanding en sy seëning aan hulle, moes hulle uitgaan die wêreld in en die evangelie verkondig. En ons het 'n soortgelyke taak. Bietjie makliker nou met die verkondiging, met al die elektroniese hulpmiddele wat ons het, maar wees verseker, dit gaan dalk nie nog meer lank so wees nie. Dan sal daar 'n dodelike stilte oor hierdie aarde kom en 'n duisternis van kennis. En dan sal 'n mens, dit wat jy opgeneem het in jou hart, sal heel moontlik die enigste wees wat jy nou mee kan opstaat maak. Baie dankie. Ons gaan môre verder.